Hey, welkom by SA Gemeente, die tuiste van die nommer 1 netwerk vir jou lewe. Dis so goed om jou vandag hierso te hê. Of jy nou vir die eerste keer inloer of al lank deel is van ons familie. Jy is op die regte plek. As jy nuut is, ons wil jou graag leer ken. Stuur vir ons 'n vinnige e-pos en ons help jou om in te skakel by alles wat aangaan, van gesinsbyeenkomste tot kampusse reg oor die Verenigde Koninkryk. Daar's regtig iets vir jou en jou mense, maak nie saak waar jy bly of wie jy is nie. As jy SA Gemeente as jou geestelike tuiste sien, oorweeg dit om finansiëel saam te bou aan hierdie beweging. Dis maklik. Besoek net die webwerf hierso onder aan jou skerm en gaan na dankoffer. Jou bydrae help ons om lewens te raak, gemeenskap te bou en mense reg oor die wêreld te inspireer om Jesus te volg. Aan almal wat reeds saamgee, baie dankie. Jy's deel van iets groter, 'n netwerk van hoop, geloof en lewe. En nou, maak jou hart oop, want hier kom vandag se boodskap. SA Gemeente, welkom in 2026, mag dit 'n voorspoedige een wees, maar mag jou siel en jou liggaam een word in hierdie jaar. Ons sien uit om hierdie jaar ons nommer 1 netwerk sterker en sterker saam met jou te bou, want jy en almal anders is eenvoudig dit werd. So daarom skop ons sommer diep af aan die begin van die jaar en speel ons nie rond oor waar ons wil wees en wat ons wil wees nie. Iets wat ons almal al gedink het en dalk gesê het, ook nadat iemand uitgevang is, soos amper elke week iewers in die nuus. Hulle het 'n geheim gehad. Daar was iets wat in die agtergrond aangegaan het en nou weet almal daarvan, soos die Coldplay konsert verlede jaar. Of miskien is dit iemand in jou persoonlike lewe, in jou familie of iemand by die werk en hulle word uitgevang. En wanneer dit gebeur en jy kry die rou besonderhede van die storie en al die fyn detail, dan het jy gedink of dalk selfs vir iemand gesê, hoe kon hulle met hulle self saamleef? Hoe kan jy so dubbel lewe lei? Hoe het hulle die toneelstuk volgehou? En agter daardie vraag lê 'n aanname. Ek sou nie met myself kon saamleef nie. Die rede waarom dit so moeilik is om jou voor te stel hoe hulle dit reg gekry het, is omdat jy jouself in hulle situasie plaas en dink, ek sou nie met myself kon saamleef en doen wat hulle gedoen het nie. Jy en ek sê, my gewete, my integriteit sou my nie toelaat om met myself saam te leef nie terwyl dit aangegaan het nie. Maar die waarheid is, jy kan met jouself saamleef, of beter gestel, jy kon nie met jou huidige self saamleef nie, maar as dit onversorg bly, as dit verwaarloos word, gaan jou huidige self nie jou toekomstige self wees nie. Onversorg gelaat, kan jou toekomstige self iemand word wat jy nie eens sal herken nie. Iemand wat jy dalk sal verag. Hoekom? Dit gebeur juis omdat mense dink dit kan nie gebeur nie. Daarom gebeur dit. Dit gebeur met mense omdat hulle dink dit sal nooit gebeur nie. En spesifiek, dit sal nooit met my gebeur nie. Ek sal nooit by daardie punt kan uitkom waar my uiterlike lewe wat mense sien so ver verwyder is van wie ek aan die binnekant is nie. Dit kan mos nie met my gebeur nie. Nou die rede waarom dit met mense gebeur is omdat die aanname is dat dit nie kan met my gebeur nie. En die beste manier om te keer dat dit met jou gebeur en die beste manier dat dit nie met ons gebeur nie, is om te aanvaar dat dit kan gebeur. En dan stappe te neem om te sorg dat dit nie gebeur nie. Die lewe is hard op ons siele. Met ander woorde, jou innerlike lewe, daardie binnekant van jou, die deel wat bang is, wat bekommerd is, wat hoop, wat droom, wat wens en wat teleurstelling ervaar. Ons sit 'n gelukkige gesig op, ons gaan werk toe, ons gaan skool toe, ons kuier saam met vriende, ons het 'n openbare lewe, maar jou siel, daardie innerlike deel van jou, waarvan net jy weet, die lewe is hard op dit. Gesonde siele word ongesond as daar nie aandag aan hulle gegee word nie, want niks word beter wanneer dit onversorg gelaat word nie. Dis hoekom jy vanoggend opgestaan het en in die spieël gekyk het en begin aandag gee het aan dinge. Jy het opgestaan omdat jy vir 6 of 8 of 10 of 3 ure jou fisiese voorkoms, jou hare en jou gesig onversorg gelaat het. Jy het daarna gekyk en gesê, "Ooh, dit is onversorg. Ek beter aandag gee daaraan." Of hoe? Of dit nou ons voorkoms is, of ons prestasie, of ons reputasie, ons gee aandag aan daardie uiterlike dinge omdat mense kyk. Mense verwag en ons kompeteer. Ons kompeteer vir goedkeuring en vir aanvaarding en vir vooruitgang. En daarom is dit natuurlik om op die uiterlike te fokus. Ons almal doen dit. Terloops, jy lyk great.
Jy's so goed gemaneerd, jy sit hier so en kyk vorentoe en jy dagdroom, maar ten minste praat jy nou nie onder mekaar met ander, wel hoop ek. En in elk geval, daar's net een persoon wat aandag kan gee aan jou siel, wat kan let op wat in jou hart aangaan. En dis jy. En hier is hoekom dit so belangrik is. Die gesondheid van jou siel bepaal jou kapasiteit vir 'n dubbel lewe. Die gesondheid van jou siel wat binne in jou aangaan, bepaal jou kapasiteit vir 'n dubbel lewe. En hier's wat ek daarmee bedoel. 'n Dubbel lewe is, ek is een mens met hierdie groep en 'n ander mens met 'n ander groep. Of ek is een mens aan die buitekant en 'n totaal ander mens aan die binnekant. En die gesondheid van jou siel, hoe jy vir jou siel sorg, bepaal jou kapasiteit. Met ander woorde, hoeveel dubbelstandaarde kan jy verdra? Hoe groot kan daardie gaping word tussen wie jy is en wie jy voorgee om te wees? Hoe ver kan dit rek voordat jy uiteindelik breek, bely of ineenstort? 'n Gesonde siel het baie min verdraagsaamheid vir 'n dubbel lewe. Die binnekant en die buitekant is in pas met mekaar. Maar wanneer ons die gesondheid van ons siel verwaarloos, dan skep ons 'n kapasiteit vir 'n dubbel lewe wat uiteindelik terugkom om ons te agtervolg en ons seer te maak en ons geliefdes seer te maak. En dit bepaal hoe ver dinge kan gaan voordat jou gewete jou nie meer sal laat voorgee nie. 'n Gesonde siel bepaal jou kapasiteit vir skynheiligheid. Hoe gewillig jy is om vir ander mense te lieg en hoe maklik dit vir jou is om vir jouself te lieg, om voor te gee. Dit bepaal of jy kies om die gaping toe te maak tussen wie jy is en wie jy behoort te wees, en of jy bloot net die gaping bestuur en wat aan die binnekant leef, breek uiteindelik na buite. Hier is die slegte nuus, jy en ek het die potensiaal om iemand te word wat jy sou verag as jy hulle ontmoet het nou. Jy kan die ondenkbare word, jy kan die ondenkbare doen en steeds met jouself saamleef. Mense doen dit die hele tyd, en hulle doen dit die hele tyd omdat hulle dink dit kan nooit met hulle gebeur nie. Die verskil tussen die wat dit vir my en die wat dit nie vir my nie, is die gesondheid van hulle siel. Hulle gewilligheid en vermoë om te monitor en aandag te gee aan wat binne in hulle aangaan. Ek wil vandag begin deur vir jou 'n paar stellings te lees uit 'n brief uit die apostel Paulus geskryf het aan die Christene wat daar in die eerste eeuse Rome geleef het. Ons noem dit die boek Romeine. Nou Paulus was nog nooit in Rome nie en hy het die meeste van hierdie mense nie eens geken nie, maar hy skets en beskryf sy weergawe van wat dit beteken en hoe dit lyk om Jesus te volg. En in die gedeelte waarna ons gaan kyk, vra hierdie mense wat hy nog nooit ontmoet het nie, om iets te doen wat op die oppervlak so irrasioneel en so onlogies lyk. Ek is seker toe hulle dit gelees het, het hulle so effens bietjie rem getrap en dalk wil jy ook so effens rem trap vandag. Want dit klink so onredelik. So dit gaan 'n skuif in jou denke verg. Hier is wat Paulus sê. Daarom dring ek by julle aan, broers en susters, in die lig van God se barmhartigheid. Nie in die lig van God se gesag nie, nie in die lig van God wat sy vinger in ons gesigte swaai nie, nie in die lig van God se reëls en wette en gebooie nie. Hy sê nee, dis nie hoe die Christelike geloof werk nie. Ons doen nie dinge om God se liefde en goedkeuring te verdien nie. Ons doen dit juis omdat hy reeds sy liefde en goedkeuring en sy genade en sy barmhartigheid vir ons gegee het. Hy sê as ware, in die lig van alles wat God vir jou gedoen het, alles wat God vir jou voorsien het, alles wat God vir jou gegee het, daarom dring ek by julle aan, broers en susters, in die lig van God se barmhartigheid, om te offer, om gewillig te kies, om oor te gee, om te onderwerp, om jou lewe tot God se beskikking te plaas, julle liggame, en in die konteks waarin hy praat, bedoel hy jou hele self, die binnekant van jou en die buitekant van jou, die uiterlike en die innerlike. Hy sê, ek wil hê, julle moet julle hele self, binne en buite, alles omtrent julle vir God aanbied as 'n lewende offer. Nou in hierdie kultuur was dit 'n fisiese handeling wat mense die hele tyd gedoen het, in elke heidense kultuur, en ook in die Joodse godsdienst. Daar was werklike tasbare offers. Almal het 'n visuele begrip daarvan gehad. Jy het 'n dier geneem en daardie dier het gesterf. Diere het nie offers oorleef nie. En Paulus sê, ek wil hê julle moet dit oorweeg om julle self vir God aan te bied as 'n lewende offer. Die goeie nuus is, jy hoef nie te sterf nie. Maar die slegte nuus is, jy moet gewillig kies om jouself aan God te onderwerp. Sebastian, bedoel jy, ek moet my hele self vir God aanbied? Alles oorgee? Soos om 'n blanko check met my lewe uit te skryf? Check. Jy weet mos, daai reghoekige stukkie papier, ou mense gebruik dit soms nog. In elk geval, ek sal miskien 'n beter metafoor mee voor 'n dag kom. Jou British Airways Amex rekening, jou Cash App.
Gee dit vir God, maar die punt is, dis net te veel om te vra, of hoe Sebastian? Wat as ek net na God roep, wanneer ek hom nodig het? As jou benadering tot geloof en Christendom is, ek roep na God wanneer ek hom nodig het, dan moet jy God baie meer gereeld begin roep, as die mense wat gewoon net oorgegee leef. Want jy het hom meer nodig, omdat jy jouself oor en oor in die moeilikheid bring. Jy doen daardie dom ding weer en weer en weer. Jy bely dieselfde sonde oor en oor. Hierdie verhouding begin nou voel soos die vorige een. Hierdie huwelik begin voel soos die laaste een. Rond en bond gaan ek in sirkels en ek moet die hele tyd na God roep vir hulp, omdat ek konstant in die moeilikheid beland. Om 'n Christelike lewe te probeer leef sonder oorgawe, werk eenvoudig nie. En ek kan dit bewys, want jou grootste spyt, of jou grootste seisoen van spyt, jy weet, daardie naweek, daardie vakansie, daardie skuif na Amerika, daardie werk, daardie verhouding, miskien selfs daardie huwelik. Jou grootste spyt het plaasgevind tydens 'n tyd van, ek sal na God roep wanneer ek hom nodig het. Jy was in so 'n seisoen. Jy was nie oorgegee aan die wil van jou hemelse Vader nie. En jy het verkeerdelik gedink, en ek druk nou 'n bietjie, ek weet, jy het verkeerdelik gedink, jy kan jou weg uit 'n situasie bid, waarin jy jouself intentioneel ingeleef het. Dat jy jou weg uit omstandighede kan bid, waarin jy jou ingeleef het. Dit werk nie so nie. En God het nie deurgekom op die manier wat jy gehoop het nie, en nou is jy kwaad vir alles en almal. En jy het gewonder, wat gaan aan met God? Wel, God het gewonder, wat gaan aan met jou? Ek het reeds hiervoor voorsiening gemaak. Ek het my seun in die wêreld ingestuur om te betaal vir die sondes wat jy pas gepleeg het. Wat jou eie sukses, jou eie verhoudings, jou eie toekoms ondermyn. Ek het vir jou sonde betaal, maar ek nooi jou om 'n ander lewe te leef. Ek nooi jou om my seun te volg. Ek nooi jou om jouself aan my te onderwerp en my te vertrou. Daar's dus niks verkeerd met God nie. Ek hoop bloot dat jy tot jou sinne sal kom. Of hoe? En dan verseker Paulus ons dat om onsself vir God as 'n lewende offer aan te bied, hoe mal dit ook al klink, nie onredelik is nie. Hy sê eintlik die teenoorgestelde. So ek gaan vir julle 'n bietjie van 'n ongemaklike rou, amper letterlike vertaling gee van wat hy volgende skryf. Hy sê: bied julle liggame as 'n lewende offer aan, wat die logie ken, die Grieks is, dit is die Griekse woord waar ons die woord logika vandaan kry. Hy sê dit is die mees logiese en redelike ding wat jy moontlik kan doen. Wag 'n bietjie om my lewe, my liggaam, alles omtrent my aan God oor te gee. Is dit die logiese en redelike ding om te doen? En Paulus sê beslis. Want God het jou lief en God is vir jou en God het die mensdom geskep, wat beteken God weet wat die beste vir jou is. Hy weet ook wat nie die beste vir jou is nie. Hy weet alles omtrent jou. Vertrou hom. Hoekom sal jy nie? Maar die Here gaan nie sy wil op jou afdwing nie. Dis deur die barmhartigheid van God, nie deur die krag en gesag en dwang van God nie, want die liefde werk nie so nie. Jesus se mekaar eerste etiek, sy ander eerste manier, is eenvoudig die beste manier om te leef. Dit is die beste vir jou familie, vir jou verhoudings, vir jou moraliteit, vir jou toekoms. Dit is die beste manier vir ons land. Dit is eenvoudig die beste manier vir mense, want God het dit vir ons uiteengesit en ons daarin genooi. So Paulus sê, kyk, ek weet die hele idee van oorgawe, die blanco check lewe aan jou Vader in die hemel klink op die oppervlak na te veel gevra. Maar dit is die mees redelike, logiese ding wat jy moontlik kan doen. Hierdie is die raamwerk vir die hele Christelike lewe, dat ons reageer nie op God om iets te wen nie, ons reageer op God juis omdat hy vir ons voorsien het. Die mees logiese ding wat ek in die oggend kan doen, is om op my knieë te gaan en my lewe weer eens aan my Vader in die hemel oor te gee. Hier is wat Paulus skryf in Romeine hoofstuk 6, voor hierdie hoofstuk 12 wat ons gelees het, sodat jy weet, hierdie idee beweeg konstant deur sy denke. Moet geen deel van julleself aan die sonde aanbied nie. Romeine 6:13. Wat is fout met my? Ek doen die einste ding wat ek gesê het ek nie gaan doen nie. Wat is dit? Paulus praat daaroor. Ek dink die gedagtes wat ek nie veronderstel is om te dink nie. Ek gedra my op maniere waartoe ek my verbind het om nie te doen nie. En ek het dit weer gedoen. Wat is fout met my? Paulus sê, moet geen deel van julleself aan die sonde aanbied as 'n instrument van ongeregtigheid nie. Volgens Paulus gaan ons onsself of aan God of aan die sonde aanbied. En die manier om sonde in die Nuwe Testament te verstaan, is die woord selfsug.
My manier, my aptyte ten koste van jou, ander en die kerk. Hy sê, moenie jouself aan daardie mag oorgee nie. En Paulus maak die saak dat selfsug die hart van sonde is. My begeertes ten koste van ander mense. Dit is die aard van sonde, soos dit deur Jesus beskryf en in die Nuwe Testament geleer word. My aptyte ten koste van jou. Hy sê, moenie toelaat dat sonde in jou liggaam regeer nie, maar bied jouself eerder aan God aan as mense wat uit die dood na die lewe gebring is. Hy sê vir hierdie gehoor, ek wil hê jy moet jou ore aanbied, dit wanneer jy luister. Ek wil hê jy moet jou oë aanbied, dit wanneer jy kyk. Ek wil hê jy moet jou verstand aanbied, dit waarin jy dink. Ek wil hê jy moet jou hande aanbied, dit wat jy doen. Ek wil hê jy moet jou voete aanbied, die plekke waarheen jy gaan. Ek wil hê jy moet jou hulpbronne aanbied, wat aan jou toe vertrou is. Ek wil hê jy moet jou hoop en drome en begeertes aanbied. Ek wil hê jy moet alles aan God aanbied en sê, God, ek sien al hierdie dinge as instrumente wat u kan gebruik vir u wil, en dit is tot u beskikking. Ek gee my hele self oor met u bedoeling en u doel en u agenda en u gedagte. En dan volg een van my gunsteling klein frases in die Nuwe Testament. Dit word maklik misverstaan weens die manier waarop dit in ons Afrikaanse en Engelse vertalings verskyn. Hy sê, as jy dit doen, dan sal sonde nie meer jou meester wees nie. Romeine 6:14. Kom ek vra jou 'n vraag. Moenie jou hand opsteek nie, en as jy nie 'n Christen is nie, speel net saam, want die reus menslike ding is nie net 'n godsdienstige ding nie. Voel jy ooit asof sonde jou meester is? As jy al met 'n verslawing of 'n slegte gewoonte geworstel het jy nie gevoel asof jy 'n ander meester het nie? Een wat jou lewe en jou familie en jou gesondheid en jou denke vernietig nie. Wanneer jy in hierdie lewe van oorgawe instap, daaglikse oorgawe, om jou hele liggaam as instrument van God se geregtigheid aan te bied, dan is dit hoe sonde nie meer jou meester is nie. Wanneer jy ja sê vir sonde, word sonde jou meester. En laat ek dit meer prakties maak, minder teologies. Wanneer jy ja sê vir selfsug, word selfsug jou meester. En weet jy waar meester selfsug jou heen gaan neem? Na die land van selfgesentreerdheid. Meester sonde gaan jou beveel om elke kans wat dit kry ja te sê vir jouself. Trouwens, meester sonde definieer vryheid so. Jy kan vry wees. Jy's vry om te doen wat jy ook al wil doen. En omdat jy so slim is, sal jy nooit uitgevang word nie. Omdat jy so uitgeslaap is, sal sy nooit uitvind nie. Jy kan doen net wat jy wil. Sê ja vir jouself. Leef in die land van selfsug en selfgesentreerdheid. Maar uiteindelik, en die meeste van ons het nou al lank genoeg geleef om dit te weet, en tog trap ons steeds in die strik. Uiteindelik, weet jy waarvan selfgesentreerdheid jou bevry? Van jouself. Jy is verdeeld, jy word twee verskillende mense, jy word geskeur tussen wat jy voorhou en wie jy werklik is. Jy word gewoond daaraan om met jouself saam te leef in hierdie dubbele lewe. Maar weet jy wat die persoon wat daar was, wat dit gedoen het, en homself weer daaruit teruggeveg het vir jou sou sê? Ek ken nie hulle presiese woorde nie, maar dit sal min of meer so klink. Ek dring by jou aan, in die lig van God se barmhartigheid. Want kyk hier, meester sonde, meester selfdig, meester, dis alles oor my, het geen barmhartigheid nie. Sonde en selfsug en selfgesentreerdheid lok jou altyd tot by die drempel van rampspoed en staan dan terug. En sodra jy daaroor tree, verneder sonde en selfsug jou vir die vir dit waartoe dit jou in die eerste plek gelok het. Is dit nie waar van die skaamte waarmee party van julle saamleef nie? Dit was nie iets wat iemand anders gedoen het nie. Dit was 'n besluit wat jy geneem het. Dit was die seisoen waarin jy ingestap het. Dit is in die aard van die sonde en selfsug. En die apostel Paulus sê, wil jy sonde met jou meester wees? Nee. Dis hoekom om jouself aan jou Vader in die hemel oor te gee, my hele self, elke deel van my binne en buite, die pad is na ware vryheid, want God het jou lief om die teks klaar te maak. Daarom dring ek by julle aan in die lig van God se barmhartigheid om julle liggame as 'n lewende offer aan te bied, Romeine 12:1. Dis wat die persoon wat daar was en teruggekom het vir jou sou sê, dat dit heilig en vir God aanneemlik is, dat dit jou ware en gepaste aanbidding is. Paulus gaan voort, en weer eens is dit baie bekende woorde, maar hierdie is die konteks waarin dit gepraat is. Moenie aan die patroon van hierdie wêreld gelykvormig word nie, Romeine 12:2. Die patroon van hierdie wêreld sal jou in twee skeer. Die patroon van kultuur sal jou in twee skeer. Jy sal iemand word saam met wie jy moet saamleef. Iemand wat jou nooit sou kon verbeel jy sou word nie. Dit sal jou kapasiteit vir 'n dubbel lewe vergroot. Dit sal jou in die middel van jou eie lewe plaas en dan sal jy klein word. Want selfgesentreerdheid maak jou klein.
Maar hier is dit, word verander deur die vernuwing van julle denke, Romeine 12:2. As jy dit doen, as jy oorgegee leef, toelaat dat God jou denke nuut maak, elke dag oorgee, dan sal jy kan onderskei. Jy sal in staat wees om te toets, om deur die opsies te onderskei en goed te keer. Ek erken nou wat God se wil is. As die idee van God se wil jou bang maak, is dit waarskynlik omdat jy nog nooit vir lank genoeg in oorgawe aan God se wil geleef het nie. Punt. As die gedagte om aan God oor te gee en te vra, wat is God se wil vir my, jou bang maak? Soos, dit gaan my opsies beperk, die lewe gaan sleg wees, ek gaan nie pret hê nie, dit gaan alles wegvat, dit pas nie my skedule nie. As die idee van God se wil jou bang maak, is dit omdat een of ander godsdienstige mens vir jou 'n prentjie van God en Jesus in jou kop geplant het, wat totaal verkeerd is, want dis sonde en selfsug wat jou eintlik behoort bang te maak. En as jy meer bang is vir die wil van God, as vir die potensiaal van wat sonde aan jou kan doen, dan is jy mislei. Punt. Jy is mislei en verwar deur godsdienstige mense wat 'n geloofsparadigma voorhou wat glad nie die lewe en die leer van Jesus weerkaats nie. Jy is verlei en bedrieg. Jy het God verklein en jy weet nie wanneer jy dit gedoen het nie. Dit het net gebeur. Jy het God gereduseer tot 'n sondevergewer wanneer jy in die moeilikheid beland en 'n rigsteenplan wanneer jy in die knyp kom. 'n Laaste uitweg. Maar die oorgegewe mense rondom jou, die mans en vroue wat 'n seisoen of 2 of 3 of 4 van hulle lewens na die beste van hulle vermoë aan hulle Vader in die hemel oorgegee geleef het, wat hulle onderwerp het aan hoe dit lyk om Jesus te volg, hulle sou jou verseker dat God se wil alles is wat die apostel Paulus sê dit is. Dit is hoekom ons mekaar nodig het hier en dit is hoekom kerk hier is. Met ander woorde, wanneer ons dink oor hoe om vir ons siel te sorg, dit te bewaak en daaroor te waak, is gewoonte nommer 1 eenvoudig dit, en ek het dit nou al op 20 verskillende maniere gesê vandag, om jou wil oor te gee. Maar hier is die vangplek. Elke enkele dag, aan die begin van elke enkele dag, dis al vir baie jare 'n routine en 'n gewoonte in my, uit hierdie vers uit Romeine 6 en Romeine 12. Elke enkele oggend, Vader in die hemel, hier is my hande, hier is my voete, hier is my oë, my verstand, my ore, my hulpbronne, my geleenthede, my hoop en drome. Alles waarvoor ek hoop, God, ek bied dit aan U. Jesus sê, wie ook al my volgeling wil wees, moet nee sê vir hulle self en hulle kruis opneem elke dag, Lukas 9:23. Nie jaarliks aan die einde van die jaar nie, nie Januarie aan die begin van die jaar nie, nie net Paasfees of met die Kerssangdiens nie. Hy sê nee, om Jesus te volg vereis 'n besluit elke enkele dag. Hy sê, neem jou kruis daagliks op, elke oggend en volg my. Jesus sê, ek wil hê jy moet elke dag jou afhanklikheid verklaar, jou afhanklikheid en jou onafhanklikheid van jouself en my volg. En dan sluit Jesus af met 'n vraag, wat help dit regtig as iemand die hele uiterlike wêreld wen? Kyk hoe gaan sy, kyk hoe gaan hy, sjoe, wat help dit regtig as iemand die hele wêreld wen en tog aan die einde van die dag hulle self verloor? Lukas 9:25. Jesus sê, ek wil nie hê jy moet eers in jou 30s of 40s, 50s of 70s kom, of deur nog 'n huwelik hardloop of aftree en dan besef, ek het al die goed gekry, ek het al die aandag gekry, ek het die ding gekry, wat dit ook al was, ek het haar gekry, ek het hom gekry, maar binne-in is ek 'n gemors nie. Jesus sê, jy kan nie gelukkig wees nie, jy kan nie tevrede wees nie, want sonde is 'n verskriklike meester. Hier is wat ek jou wil aanmoedig om te doen. Ek wil jy moet môreoggend opstaan en 'n gebed bid. Soortgelyk aan hierdie een, ek gaan dit vir jou lees, en jy hoef nie my woorde te gebruik nie, jy kan 'n foto daarvan neem en dit later weer kry of dit dan net rekord, maar in die oggend bloot net 'n gebed te bid, wat min of meer so klink. Vader in die hemel, ek gee my hele self aan U oor, my hande, my voete, my oë, my ore, my gedagtes en begeertes, my hoop en my drome, my talent, my geleenthede, alles en enigiets omtrent my. Ek gee dit aan U oor, laat U wil vandag deur my geskied. En dan sê Paulus, bied julleself aan God aan as 'n lewende offer. Hoe mal dit ook al klink, is dit eintlik die mees redelike ding en logiese ding wat jy moontlik kan doen. Hierdie is die raamwerk van die hele Christelike lewe. Ons reageer nie op God om iets te verkry nie, ons reageer op God omdat hy reeds vir ons so baie gegee het. En die mees logiese ding wat ek in die oggend kan doen, is om op my knieë te gaan en my lewe weer eens aan my Vader in die hemel oor te gee. En Paulus sê, moenie aan die patroon van hierdie wêreld gelykvormig word nie, want die patroon van hierdie wêreld sal jou in twee skeer, en dit sal jou kapasiteit vir 'n dubbel lewe vergroot. Ek's te besig, dis te vinnig, ek moet weet dit, en laastens,
Jesus het gesê, neem jou kruis daagliks op en volg my, want God se wil is goed, aangenaam en volmaak vir jou, en dit is presies waaroor vandag gaan. Gewoontes om jou siel te beskerm, nie net vir 2026 nie, maar elke dag in hierdie netwerk. Daaglikse oorgawe, hoe jy dit ook al doen, hoe jy dit ook al sê, maak jou gewete wakker en fyn ingestel. Jy sal meer sensitief wees vir en minder verdraagsaam wees teenoor 'n dubbel lewe as jy dit doen. Jy sal meer sensitief wees vir, ek is op die punt om iets te doen, ek is op die punt om iets te sê, ek is op die punt om iets te deel, iets te post, iets te reageer op, om ja te sê vir iets, om in 'n rigting te beweeg wat strydig is met wie ek aan die binnekant wil wees. Die gewetensligte sal aangaan, die gewetensklokke sal lui, die gewetenssirene sal bler wanneer jy jou dag begin in oorgawe aan die wil van jou Vader in die hemel, en jy sal minder kapasiteit hê om te verdra, om iemand te word saam met wie jy uiteindelik nie wil saamleef nie. Nog 'n heel laaste ding voor ons gaan. Ek doen dit al lank. So hier is wat ek weet van mense, en weer eens, hier is wat jy waarskynlik dink. Sebastian, dis wonderlik. Dankie. Maar dis omtrent 6 maande te laat vir my. Dis omtrent 6 jaar te laat vir my. Ek wens ek het dit gehoor toe ek 25 was. Ek wens ek het dit gehoor voordat ek ja gesê het. Ek wens ek het dit gehoor voordat ek ingetrek het, voordat ek geskuif het. Maar wat is ek nou veronderstel om te doen? Hier's wat ek wil hê jy moet oorweeg. Hierdie gewoontes is ook vir jou die pad vorentoe. Hulle is die manier om van waar jy is te beweeg na waar jy graag wil wees. Maar ek moet jou oor een ding waarsku. Die oomblik wanneer jy ja sê vir jou Vader in die hemel, gaan jou Vader in die hemel jou saggies uit jou wegkruipplek uitdruk. Jou Vader gaan jou na die oopte toestoot. Jou Vader gaan jou aanspoor om dieselfde wat jy geword het te openbaar aan die mense wat jy seer gemaak en mislei het. En dit gaan 'n gemors wees. Dit sal beslis morsig wees. En dit kan duur wees. En jy mag dalk vir my kwaad wees. Maar hoekom in die wêreld, as God my liefhet, sou hy my in daardie rigting druk? Wel, ek bly jy vra. Omdat God liefde is. En jy's gemaak in die beeld van God. Wat beteken jy's geskep om lief te hê en liefgehet te word. Wanneer jy in skadebeheer leef, wanneer jy net 'n gapings bestuur en hoop mense vind nie uit nie, bestuur, dan is jy in skadebeheer. En jy kan nie werklik lief hê nie. En jy kan nie liefde ontvang nie, want niemand ken jou regtig nie. Dis hoekom jou Vader in die hemel jou uit jou wegkruipplek uit gaan aanspoor. En dit sal 'n gemors wees, en dit mag aanvanklik nie die moeite werd voel nie, maar dit sal uiteindelik wel die moeite werd voel. En hier is hoekom ek het sê, selfs in sonde is verskriklike meesters. Kyk wat het hulle aan jou gedoen. Hulle het jou ingehok in wegkruipery van die mense wat jy die meeste lief het en wat jou die meeste lief het. Hulle is aaklige meesters, en sonde hoef nie langer jou meester te wees nie. Maar wanneer jy ja sê vir Jesus, gaan hy sê, kom dan uit jou wegkruipplek uit, sodat jy liefgehê kan word, sodat jy kan lief hê, sodat jy die lig en die genade en die barmhartigheid kan ervaar van die God wat jou lief het. Selfsug is 'n verskriklike meester, want dit doen niks vir jou nie. Dit neem bloot van jou. Dit vat die belangrikste is van jou. Om Jesus te volg, soos ons so dikwels sê, maak jou lewe beter. En vandag het ons een van die redes verduidelik, hoekom om Jesus te volg jou lewe beter maak. Omdat hy jou gaan lei om die gaping toe te maak tussen wat mense sien en wie jy werklik is. Hy gaan jou lei na vrede met jouself. Jy sal uiteindelik 'n self word met wie jy gelukkig is om saam te leef. 2026 is die jaar waarin SA gemeente saam gaan stap, saam gaan dra, saam gaan bou en jou siel beskerm. Elke dag, elke tree, elke verhouding. Net daar waar jy bly werk en speel. Want SA gemeente is inderdaad die nommer 1 netwerk vir jou lewe en jou siel. Moenie weer wegkruip nie. Moenie nog 'n jaar ingaan wat jy wegkruip van 'n netwerk van mense wat regtig lief is vir jou, regtig omgee vir jou nie. Meld aan, daag op, dink mooi, waarvoor sê jy ja en waarvoor sê jy nee in hierdie lewe? Want as jy dit afskeep, gaan jy dit verloor. En jy gaan nie weet hoe jy daarby uitgekom nie. Jy gaan gemaklik net voortleef sonder God. Amen. Here, neem ons harte, neem ons oë, neem ons hande, neem ons werklikhede, neem ons gawes wat U vir ons gee, ons talente, en gebruik dit as 'n instrument daar waar ons bly, werk en speel. Gebruik ons gemeente met al ons gawes, met al ons ore, al ons voete, al ons hande, al ons oë, al ons gevoel, al ons besittings,
om 'n seën in Engeland te wees, om 'n seën in hierdie netwerk te wees, en om hierdie netwerk te vergroot en beter te maak en uit te bou en te groei, om 'n seën te kan wees. Gebruik ons as 'n instrument. Ons gee dit alles aan U. Amen. Ontvang die seën van die Here. Ek seën jou in die naam van God die Vader, wat vir jou alles gegee het. Ek seën in die naam van Jesus Christus, wat dit alles kom oopbreek het vir jou, sodat jy dit nie hoef te doen nie. En ek seën in die naam van die Heilige Gees, wat smag om in jou te bly, waar jy alles oorgegee het, sodat jy 'n instrument in hierdie lewe kan wees, sodat ons gemeente 'n instrument kan wees. Moenie wegbly nie, moenie opgee nie. Kom, dans saam, werk saam, sweet saam, swoeg saam, wonder saam. Kom ons bou iets wat regtig mense verstom laat en ontvang die seën van God daardeur. Amen.